om so saam met jou te wees, waar jy dalk op hierdie Sondag is, of iewers in die week, by ons inskakel na die tyd. Ons bevestig dat ons 'n geloofsgemeenskap is, wat om die woord vergader, op verskillende plekke, op verskillende tye, en dat ons so deur Christus aan mekaar gebind is. Dis koninkrykstyd. Koninkrykstyd is die langste gedeelte van die kerkjaar, en dis die tyd waar ons besig is met die leringe van Jesus en hoe ons as gelowiges kan groei om so ook die koninkryk te bou. En ek is sommer bewus vandag hier waar ek op Stellenbosch in my kantoor die opname maak, dat daar 'n bouery langs my in die gang is. Jy gaan dalk hier en daar 'n geluid hoor, maar kom ons wees dan bewus dat ons die koninkryk bou in 'n wêreld waar dit raas. En dat ons, waar ons ook al is, oomblik skep rondom die woord. Kom ons word stil, dan stel ons self in. Here, dankie vir hierdie geleentheid om so by mekaar te wees en net nou ook u woord te kan lees. Dankie dat u teenwoordigheid, u inwoning van die Gees ons almal saambind, waar ons ook nou al is. Amen. So ons is in koninkrykstyd en ek is op die oomblik baie bewus van die betekenis van woorde en hoe woorde en taal ons eintlik ons leefwêreld bepaal. Natuurlik werk ek in 'n area waar mens baie met taal te doen het en met woorde, maar ek is baie bewus daarvan op die oomblik dat ons woorde en taal op verskillende maniere gebruik en dat ons ook as gelowiges probeer om met 'n raamwerk 'n taal te skep van hoe ons God volg. Het is baie interessant vir my om op te let hoe mense praat en veral hoe die kinders praat. Omdat ons lewe in 'n betekenis gevorm word met taal. En ek self meng nogal my taal baie. Pla my nie soveel soos my moet pla nie, tot die ergernis van my ouers wat taalpuriste is. My seun het 'n paar jaar terug matriek geskryf en toe sy oupa vir hom vra, skryf jy Engels môre? Toe sê hy, ja oupa, maar dit is bietjie meer soos mengels. Nou, een baie algemene anglisisme, met ander woorde, 'n woord wat ons of 'n sinsnede wat ons in Afrikaans gebruik, wat eintlik 'n slegte vertaling uit Engels uit is een wat min van ons nog weet slegte Afrikaans is. En dis die volgende. Iemand vra vir iemand anders, hou jy van roomys? En die persoon antwoord, ek doen. Sing jy nog koor hierdie jaar? Ja, ek doen. Eintlik is dit baie slegte Afrikaans. Eintlik is dit taalkundig heeltemal verkeerd. Ek vra vir 'n bruid en 'n bruidegom om beloftes af te lê by hulle troue. Beloof jy, vra mens vir die bruid, om jou lewe te wy aan hierdie man? Ja, dominee, ek doen. Kom natuurlik van I do af, né? En baie mense praat so, ons almal praat eintlik so, en ons kom nie agter dat ons eintlik moet sê, hou jy van roomys? Ja, ek hou baie daarvan. Maar, soos wat ons leer in die Bybel, is dit wat vir die wêreld verkeerd is, dit wat vir die wêreld 'n reël is Jesus dikwels andersom. Want, al is ek doen, taalkundig baie verkeerd, is dit teologies baie korrek. En help vandag se teks ons om te verstaan hoekom hierdie alhoewel dit 'n slegte anglisisme in Afrikaans is, eintlik 'n wonderlike, suiwer lering is in teologie, in die taal van geloof. Ons jaartema geloof wat leef, ons lees 3 verse uit Matteus 7, deel van die bergpredikasie, 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God
oortree. Net tot sover, maar belangrik om net te verstaan dat die hoofstuk begin by moenie oordeel nie, en gaan dan na gebedsverhoring, 2 paaie, vals profete, hierdie gedeelte hoor en doen, en dan 'n teks 'n paar Sondae gelede, die 2 fondamente, die sand en die rots. In vers 21 in hierdie gedeelte gaan oor die wil van die Vader, doen die wil van die Vader, moenie net sê Here, Here nie. En dit die koninkryk met ander woorde kom nie as ons net sê Here, Here nie. Mense moenie voorgee nie, is eintlik wat hierdie teks wil sê, maar doen iets. Vers 22 gaan oor getrouheid versus bedrog. Met ander woorde, moenie bedrieg nie, moenie iets in die naam van die Here doen, nou is dit so nie. En dan vers 23 sê, ek sal julle nie ken nie, ek sal julle nie bely nie. Met ander woorde, as jy net met jou tong praat en nie met jou doen nie, met jou lyf doen nie, dan ken ek jou nie. So in teologiese taal is die antwoord, ek doen 100% reg. Bou jy op 'n rots? Ek doen. Jesus verwys die heeltyd na mense wat moet doen. En as gelowiges moet ons met ander woorde leef met hierdie anglisisme en sê die teks, vriende, baie mooi dink as jy iets in die naam van die Here sê of in die naam van die Here probeer verkondig of die naam van die Here gebruik, moet ons baie mooi dink voordat ons sê die Here het gesê. Ander tekste wat ons help met hierdie boodskap is Lukas 6. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en nie doen wat ek sê nie? Of Micha 6 vers 8, een van my gunsteling tekste. Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys en dat jy bedagsaam sal leef voor jou God. 'n persoon met die naam Anne Graham Lotz sê, never be afraid to live for Jesus. Never be ashamed to live for Jesus. Never be apathetic in living for Jesus. Be committed. Ons moet ons commitment wys deur te doen. Jesus bring ons weer by 'n opsie, by 'n plek met geloof wat leef om te sê jy's elke oomblik, elke keuse wat jy in die dag maak by 'n kruispunt waar jy besluit, gaan ek nou net sê Here, Here, of gaan ek regtig die wil van die Vader doen? Gaan ek op die rots bou of gaan ek op die sand bou? En iemand sê hierdie teks herinner ons dikwels in die lewe dat as iets ons pla, as iets op ons hart is, dat ons nie net kan aangaan nie. Maar dat ons eintlik elke nou en dan by 'n T-aansluiting is waar ons sê jy kan nie reguit gaan nie, jy kan nie aangaan nie, jy kan of links of jy kan regs. Daai een ding waarmee jy worstel, waaroor jy dink, waaroor jy wakker lê, waaroor jy wonder, waaroor jy droom. Ja, geloof beteken jy hoor en of jy doen nie of jy doen, daar is nie nog 'n opsie nie. En daarom sê Jesus in vers 23, ek ken julle nie. Die direkte vertaling sê eintlik ek bely julle nie. Beteken nie hy is nie in 'n verhouding met hulle nie. Beteken hy is nie in 'n verhouding met hulle nie. Beteken natuurlik ken hy hulle. Maar daar's nie 'n verhouding van iemand wat net sê Here, Here en niks doen nie. Nou, in die sielkunde is daar 'n Engelse term agency. En in die terapeutiese proses, as iemand begin om intern in die binnekant sterker te raak en verantwoordelikheid begin neem en meer gemotiveerd voel om iets te doen, dan sê ons hulle het 'n sense of agency. En natuurlik is daar baie redes hoekom ons daarmee sukkel. As mense depressief is en hulle gemoed is laag, ja, dan is dit nie so eenvoudig om net te besluit ek gaan nou intern myself motiveer nie, maar om die lewe te kan leef het ons 'n vorm van agentskap nodig, 'n sense of agency. Waar dit mense help om hulle self te sien as aktiewe agente en nie passiewe toeskouers nie. Die sielkunde sê hierdie kapasiteit beïnvloed hoe jy leef as jy aksie neem en keuses maak. Dis die verskil tussen om te voel dinge gebeur met my en
ek laat dinge gebeur. Die sielkundige Albert Bandura het die eerste keer hierna verwys en hy het gesê, om dit eenvoudig te stel, voel mense, Engelse stelling, people have a hand in determining the course their lives take. Agentskap. En alhoewel dit nie eenvoudig is nie, is dit die kern van motivering, van geestesgesondheid en van persoonlike ontwikkeling. En dan is ons heeltyd bewus, deesdae praat van agency, agentskap, van agente. So hoor heeltyd in die AI-wêreld nou van agente. Ek kyk onlangs 'n video van Yuval Noah Harari. Hy is 'n historikus en professor by die Hebrew University in Jerusalem. Hy het die boeke geskryf, Sapiens, Homo Deus, en is 'n gevaarlike ou te lees, want dit kan jy hier en daar ontstel, maar dit is fascinerend waarmee hy besig is. En deesdae praat hy baie oor AI en die AI-ontwikkeling of die impak van AI op die menslike siege, op die menslike bewussyn. Natuurlik as 'n historikus, nie as 'n wetenskaplike nie, so jy kan nie alles vat nie, maar die afgelope 2 gesprekke het hy gesprek met Bloomberg en met die World Economic Forum en maak hy die onderskeid om te beskryf wat 'n agent is, of wat dit beteken om agentskap te hê. En hy maak 'n onderskeid tussen 'n instrument en 'n agent. 'n Instrument of 'n stuk gereedskap, soos 'n mes, is nie 'n agent nie, dis 'n instrument. Dit het 'n agent nodig om hom te vat en te kies, wat doen ek met die mes? Waar 'n agent self sê hy is iets of iemand wat besluite kan neem en agentskap kan neem. En natuurlik in die AI-wêreld gebeur dit al hoe meer. Ek het 'n plek waar ek redelik baie werk doen, waar die CEO 'n agent geskep het op die rekenaar om hom te help met sy dagboek en om die dagboek te skreen. En op grond van 'n klomp datapunte en 'n manier wat die ding geleer is, besluit hy wat is belangrik in e-posse en dagboeke en so aan. Dit is nogal skrikwekkend. En hulle werk met die sogenaamde agentic AI en ek gaan heeltemal, soos hulle sê, onder korrupsie praat, maar dit maak 'n goeie punt, waar daar 'n autonomiteit is, waar daar doelgerigte gedrag is, waar daar aanpasbaarheid is binne in die kunsmatige intelligensie. En hierdie kunsmatige intelligensie agente skep sisteme om komplekse probleme op te los namens die gebruikers. En die belangrike ding is, hierdie agente wys die vermoë om te redeneer, te beplan, te leer en aan te pas. Nou ja, julle weet baie meer daarvan as ek. Maar ons sien al hoe meer sogenaamde agente. Dit raak gevaarlik. 'n Agent volgens die definisie is iets of iemand wat iets anders kan affekteer. Wat 'n effek op iets anders kan genereer. In die Latyn agente word direk vertaal met doen. En daar is ons terug by die Bybel. Glo jy in Jesus Christus? Ek doen. Nie ja, ek glo nie. Ek doen. Teologies heeltemal korrek. Want 'n agent van Jesus Christus neem waar en hy dink en hy wonder en as hy iets raak sien wat hy voel nie is soos dit moet wees in terme van die norm, die wil van God nie, dan reageer hy, dan doen hy iets daaraan. Hy neem agentskap, hy sê nie net Here, Here nie. Maar wanneer 'n agent van Jesus Christus iets sien wat nie is soos dit moet wees, volgens die wil van die Here nie, dan doen hy iets. En die norm wat teen dit gemeet word, is die rots Jesus Christus, die fondasie, die wil van die Vader. Vriende, hierdie teks is eintlik so omvattend, alhoewel dit so eenvoudig is. Hoor en doen. Ek wonder waarvan jy op die oomblik baie
bewus is. Dalk iewers iets wat jy sien, wat jy voel, dis nie heeltemal soos dit moet wees nie. Dis nie heeltemal soos die norm nie. Dis nie heeltemal binne die wil van die Here nie. Dis nie heeltemal reg nie. Dalk is jy besorg of bekommerd. Dalk dink jy, ag, wat kan ek nou doen daaraan? Nou, ek het nuus vir jou. Ek is nogal iemand wat maklik uitstel. En ek kom dikwels op 'n plek waar ek dink, ai, ek moes my hierdie ding vroegtydig vir iemand gesê het, of ek moes vroegtydig aandag gegee het hieraan, of ek wou nog so graag vir daai persoon dit sê, en nou is daai persoon nie meer hier nie. Of ek het nou so lank uitgestel om iets te sê, nou is dit 'n hele konflik, ek moes dit maar gesê het. My intensie gaan nie altyd oor tot by doen nie, en dikwels veroorsaak dit moeilikheid. Ek wil vir jou sê, dit waaroor jy wakker lê en besorg is, just do something. Doen net iets. Selfs jy kan 'n agent wees. As ek vir jou vra, glo jy? Dan moet jou respons daarop wees, ek doen. Want om net jou geloof te verklaar en te bely en net te sê, Here, Here, is nie genoeg nie. Ek en jy moet in gehoorsaamheid leef en sy wil doen. En dis nie 'n maklike saak en dis hoekom ons mekaar nodig het om die wil van die Here te onderskei en te vra, dink jy ek moet dit doen, dink jy ek moet daai doen, maar kom ons sê ten minste, ek doen. En kom ons wees versigtig om, wanneer ons praat, die Here aan te haal, te sê die Here het gesê, of na ons geloof en na ons godsdienst te verwys, as ons nie al weet hoe ons dit moet doen nie. Geloof wat leef. Daarom wil ek nou vir jou vra, om mooi te dink en dan in jou hart te antwoord. Glo jy in Jesus Christus? Wat is jou antwoord? Amen. Here, dankie dat U eers gedoen het. Dankie dat ons in 'n wêreld leef waar ons netjies se taalreëls en regulasies en die dinge waarmee ons die wêreld netjies maak, baie keer die teenoorgestelde is van wat U ons leer. Dankie dat iets wat taalkundig so verkeerd is, teologies so reg kan wees, en dat toe hulle vir U gevra het, of U ons kies, of U ons bely, of U ons ken, of U ons verlos het, of U ons genadig is, was U antwoord, ek doen. Here, help ons om ons geloof te gaan doen. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Gaan in vrede. Mag die Vader jou lei en jou beskerm. Mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon, en mag die Heilige Gees jou regtig inspireer om 'n agent te gaan wees, dat wanneer hy vra, glo jy in my, jy sal sê en sal leef, ek doen. Amen.